Lulu Tringwana het die gewraakte stelling gemaak na die Paralimpiese lebnaler Oscar Pistorius sy meisie die model Riva Steenkamp op Valentynsdag doodgeskiet het. Young Afrikaner men are brought up in the Calvinist religion, believing that they own a woman, they own a child, they own everything, and therefore they can take that life because they own it. Burgerregtegroepe en opposisiepartye eis dat president Jacob Zuma dadelik teen Tringwana optree en haar skors of selfs afdank. Deur hierdie opmerkings wat sy gemaak het, 'n verdere wig indryf tussen die verskillende kultuurgemeenskappe van Suid-Afrika op 'n totale op 'n basis wat nie enige fondament het nie, geen substansie het nie. Dit is totaal onvanpas en ons verwag ook van die staatspresident om in te gryp en haar verantwoordelik te hou. As dit nie gebeur nie, dan stuur dit 'n baie duidelike boodskap uit dat dit aanvaarbaar is in hierdie land vir die regering in besonder om sy eie landsburgers te beledig. Ruud sê AfriForum se regspan is reeds besig met die voorbereiding om 'n klag van diskriminasie by die Gelykheidshof in te dien. Die DA en die Vryheidsfront Plus het ook geëis dat Tringwana van haar pos onthef word omdat sy skade doen aan rasseverhoudinge in Suid-Afrika. Tringwana sê sy is buite konteks aangehaal en sy het na meer as een groep in die onderhoud verwys. I was not talking about Afrikaner men. I was talking about culture, and I was saying there are cultural and religious practices, some of which are discriminatory and oppressive to women. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gaan die voorval ondersoek en sê enige iemand wat 'n taal, ras of geloof beswadder, tree teenstrydig met die grondwet op. Gerard Pretorius, E-nuus, Johannesburg.